Jannie de Goede is die hoof van onderwysopleiding by ETI of dan terwyl Eduplex Training Institute. En ons groot voorreg vandag om te gesels met hom spesifiek oor 'n opkomende wiskunde simposium wat hulle gaan hê met Peggy Z van Singapore. Jannie, baie welkom hier by Radio Kansel, lekker om met jou te kan gesels. Gaan dit goed? Baie dankie Charles, gaan baie goed met my en is altyd lekker om saam met jou te wees. So voorreg om saam met ons te hê vandag. Jannie, Singapore word gesien as die wêreldleier in wiskunde. En julle dan spesifiek as ETI of Eduplex Training Institute het julle geleentheid wat spesifiek dan eersdag gaan plaasvind. Maar voordat ons daar uitkom, hoe vergelyk wiskunde in Singapore met wiskunde in Suid-Afrika? Jy weet Charles, ek het die voorreg gehad om in 1997 deel te wees van 'n studiegroep, navorsingsgroep in Singapore. En die verskil tussen hulle en ons is nie so dramaties nie of so drasties nie. Wat by hulle gaan dit oor die praktiese toepassing. Hoekom? Jy weet, ek weet nou nog nie wat is X nie. Ja. En by hulle gaan dit oor ek leer iemand konkreet, dit is hoe dit die appel lyk. Dan leer ek om die prentjie te teken van die appel en dan eers kom ek by die toepassing van die getalle uit. So, ek dink dis die grootste verskil wat ons raak gesien het, is doeteenvoudig, they keep it simple, maar hulle laat die kind dit regtig verstaan. Daai vrees vir wiskunde. Dis ons grootste probleem in Suid-Afrika, Ja. is wiskunde vrees. Ja. Omdat ons dit verkeerd leer. En ons is bevoorreg, dis nou die 4de simposium wat sy aanbied in Suid-Afrika. Ek sien. Ja. Ja, en ek dink soos jy tereg sê, dis baie keer die probleem is wiskunde kom baie keer intimiderend oor. Daar's 'n vrees, daar's 'n angel wat saam met dit gaan. En dankie ook dan net vir wat julle doen om daai angel en intimidasie weg te neem en dit maklik en toeganklik te maak. Ja, en hierdie simposium bring dan internasionale kundigheid, soos jy nou tereg gesê het, na ons eie bodem. En wat is die hoofdoel met hierdie spesifieke geleentheid wat julle wil bereik? Uiteraard enerzijds, soos jy sê, vat daai vrees weg, daardie vlak van intimidasie weg, maar op 'n pedagogiese vlak, as ons nou hoë taal hier wil gebruik, op 'n leervlak, wat wil julle graag oordra aan ouers en hulle kinders deur hierdie geleentheid? Ek dink weer eens in die heel eerste plek is dit wiskunde moet pret wees. Enige leer moet pret wees. Ja. Ek is self 'n ou wat met wiskunde gesukkel het. Ek onthou ook 'n onderwyser gehad wat jy moes die tafels net so opnoem en as jy dit nie kan noem nie, dan is jy in die moeilikheid. En dit het baie angs by my veroorsaak. En latere jare het ek eers agtergekom hoe die wiskunde kan eintlik vreeslik pret wees. So ek dink die hoofboodskap is Peggy bring die praktyk na lesings toe. Ek het nou die voorreg gehad om regtig saam met haar deur die land ook te beweeg. En nie een van haar lesings is dieselfde nie, of een van haar aanbiedinge nie, omdat sy so praktykgerig is. So die boodskap aan ouers is wiskunde kan pret wees. Dit gaan oor hoe jy as ouer dit ook by die huis hanteer. Ja. Jy weet. En gepraat dan van ouers, ek dink baie keer voel ouers ook miskien moedeloos, nê, want hulle voel hulle moet die top wiskundige denkers wees hulle self. En is dit dan net om die mite te breek deur wat jy eintlik al reeds gesê het? Is dit iets wat ouers gaan bemoedig ook? Is dit vir ouers van alle vlakke? Is dit vir kinders van alle vlakke? Moet kinders toppresteerders wees? Moet ouers hoogs intelligent wees, wiskundig? Wie kan hierdie geleentheid kom bywoon? Jy praat nou van intelligent. Kyk, ek sê mos altyd, wat is slim? Ja. Wat is slim? Wanneer is iemand slim? Elkeen van ons het iets waaraan ons slim is. So ek en jy nou op 'n eiland gaan gestrand wees, is daar sekere goed wat jy die leiding gaan neem en goed wat ek die leiding gaan neem. Maar om terug te kom na die wiskunde toe. Ouers moet kan ontspan oor hierdie swaard wat oor ons kop hang rondom wiskunde. En ek dink enige ouer kan dit bywoon. Dit is vir alle kinders, of jy nou sogenaamd slim of nie slim is in wiskunde nie. Ek het in hierdie paar tydjie wat ek met haar spandeer het, meer geleer van wiskunde. Ek is eintlik spyt ek kan nie teruggaan nie. Ja. Jy weet, nee, dit is vir alle ouderdomme, enige ouer is welkom. Ek dink dit spreek almal aan vir die eenvoudige feit, dit is prakties, dit is praktiese wiskunde. Uitstekend. En dan gepraat van praktiese wiskunde, Jannie,
Wiskunde is 'n so groot sleutel tot soveel beroepe in ons land en in die wêreld. Wat is die baat wat jy sien op 'n langtermyn wat dit kan inhou? 'n Basiese kundigheid dan of kennis van hierdie Singapore wiskunde, soos deur Peggy aangebied op die langtermyn vir kinders vanuit 'n beroepsoogpunt. Jy weet ons leef in die wêreld van kunsmatige intelligensie en ek moet sê ek is nou nogal ek dink dis 'n onderwerp vir 'n ander dag, maar ek is nogal 'n groot voorstander daarvan as jy dit reg gebruik. Maar hoe verbind ek dit nou met wiskunde? Wiskunde en die toepassing van wiskunde kom bykans in elke beroep voor. Jy weet, en jy hoef nie wiskunde op 'n hoër graad vlak altyd te hê nie. Ek dink nou byvoorbeeld aan 'n dame wat 'n rok maak. Ja. Sy moet presies weet wat die vereistes vir haar beroep is heeltemal anders as die ou wat die ingenieur is. Maar albei doen by een van die wiskunde. Ja. So in ons handel elke dag, in ons daaglikse lewe, is ons die hele tyd besig met wiskunde. So met hierdie simposium wil ons juist die kind sterker voorberei. Het gaan oor kreatiwiteit. Jy moet ook kreatief kan wees in wiskunde. Ja. Daar's 'n vriend van my sê altyd, as daar 'n antwoord is wat iemand al reeds gekry het op 'n probleem, dan moet ek dit ook kan kry. En ons wil dit ontlont aan hulle, om nie net op te gee, net sê wie wat daar iemand het 'n antwoord hiervoor, ek moet hom net kry. Uitstekend. En net om terug te kom weer, Jannie, na ouers, wat dink jy, wat voel jy in jou hart, is die bemagtiging wat ouers te wagte kan wees deur hierdie geleentheid? Ons het net nou 'n bietjie gepraat oor woorde soos intimidasie en vrees en die angel en so meer en so voort. Wat is daardie bemagtiging, dink jy, wat ouers mee gaan wegstap na hierdie wiskunde simposium? Jy weet, ek kan mense baie lank ook besig hou oor hoe die verwagtinge is van ons kinders. En ek dink daar word baie keer soveel druk geplaas op kinders om te presteer op alle vlakke, of dit nou sport en of dit nou kultuur of waar dit ook al is. Jy gaan kyk hoe besig kinders is, dis eintlik skrikwekkend. So ek wil graag sien dat ouers kinders weer laat terugkeer na speel. Ja. Just to be, net om te lewe en die lewe te geniet. En as jy wiskunde reg toepas en met jou kind pret het oor wiskunde. Jy weet, die eenvoudige voorbeeld van mamma maak 'n bakke koek. Ja. Jy weet, praat met haar in wiskundige terme. As jy Kaapstad toe ry, daar's soveel wiskunde speletjies wat 'n mens kan doen. So ek wil graag sien dat ouers eerstens die wiskunde vrees oorkom, want hulle dra dit oor na hulle kinders. So waar. En ja, dit kan soveel pret wees. Ja. As 'n mens regtig moeite doen rondom dit, met die alledaagse dinge. Uitstekend. Jannie het die woord pret nou al 'n paar kere gebruik en ek hou baie daarvan, want dit is amper asof dit iets van die kinderlikheid en die genot daarvan weer ontsluit. Gepraat van sukses, want daar is uiteraard sekere mense wat na sekere maatstawwe wil kyk. Wat is jou ervaring en observasie rondom die sukses van die Singapore wiskunde wat jy tot op hede gesien het in vergeleke met die tradisionele benadering in klaskamerwiskunde in Suid-Afrika? Weet jy, mens kan baie praat oor teorie en soos jy dit reg sê, wat is die impak wat dit in die praktyk het? Heel eerste wil ek begin by die emosionele. Want die kind is emosioneel nou meer ontvanklik, omdat hy nie hierdie vak vrees nie. En die ander probleem baie keer is dat onderwysers word baie keer die vak gegee, en hy self, as jy vir my moet vra om wiskunde te gee, dan vra jy die verkeerde ou. Jy moet toegerus wees ook met die tools as 'n onderwyser. So, ons sien regtig dat die kinders emosioneel baie beter daaraan toe is. En dan kom die akademie van self, want daai spanning is weg. Ja. Ek ontdek, omdat ek besig is, ek sien die klippies in my hand, ek sien die proppies in my hand, dis nie net 'n wiskunde probleem wat daar gegee word, ek beleef dit, ek sien dit. Sure.
Wat ek hou van wat jy daar sê, Janie, is dat dit klink vir my of dit werklik sintuiglik alles bymekaar trek. Daar's 'n sintuiglike ervaring en 'n ervaringsleerkomponent hier aan verbonde. So ek is geprikkel, ek is nuuskierig om meer te wil uitvind. Nou as ouers belangstel of ek stel belang, waar vind ek meer uit? Waar gaan loer ek en hoe kan ek betrokke raak? Waar en wanneer vind dit plaas? Nommer 1, dis die belangrikste vraag ook, en waar kan ek meer uitvind, of dan nou kykers of luisteraars? Dit vind die 26ste tot die 28ste Mei plaas by Eduplex skool. En persone wat belangstel is meer as welkom om ons webblad te besoek. Dit is eduplextraining.com. En daar gaan hulle sommer 'n rits ander goed ook raakloop, soos aanlyn kursusse wat ons aanbied en podcasts wat ek baie voor lief is ook, en daar sal hulle die inligting kry om te registreer en deel te wees hiervan. En ek wil regtig die mense aanmoedig, al kan jy nie die simposium bywoon nie, dink 'n bietjie nuut oor hoe jy met jou kind werk as dit kom by syfers. En begin jy as pappa en mamma die heel eerste te ontspan. Hulle is okay. Ja. Ouers, ek wil jy regtig aanmoedig. Wiskunde is nie vyand nommer 1 nie. Maak dit heerlike aktiwiteite, maak dit iets waaroor die gesin kan praat. Of 'n mens nou Kaapstad toe ry en of mamma nou 'n koek bak. Laat die kind deel voel van die alledaagse wiskunde wat ons elke dag in ons huise ervaar. Dan gaan ons 'n deurbraak maak vir ons kinders en gaan ons regtig die vrugte pluk van emosioneel bang na ek kan nie wag vir my wiskundeklasse nie. Uitstekend. Janie, baie dankie, dit was so lekker om met jou te kuier. Ons bid vir julle alle seën en voorspoed toe vir die wiskunde simposium. En luisteraars, daar het jy dit. So as jy meer wil uitvind, gaan na eduplextraining.com, gaan kyk na hulle webwerf. Ek het die voorreg gehad om saam met Janie hulle te kon saamwerk in die verlede vir so rukkie, en ook baie van sy potgoeie dopgehou, absoluut die moeite werd. So maak seker jy gaan kyk na eduplextraining.com. Seën en voorspoed tot 'n volgende keer, en Janie, dankie weer eens, dit was regtig lekker geweest. Baie dankie Charles vir die uitnodiging.